Dis 'n hartlike Shabbat Shalom van my kant af. En Shabbat Shalom van my af. Ja. Hoop julle het daai uittreksels uit die Siddur uitgeniet vanoggend. Is net sekere spots wat ek gevat het en bekend gestel het, so ek hoop julle het dit geniet. Ek hoop dit het in julle harte gespreek soos dit in myne spreek. Ja, maar ek het dan vanmôre vir ons al die blessings bymekaar gesit en al die musiek en ons dank Vader vir dit wat jy gedoen het. Dit het so mooi gespreek en ek dink dit sluit so mooi aan by wat ons oor gaan praat vandag. So ons nooi julle uit om saam met ons te kom studeer. Kry jou hart reg, maar ek wil vir julle sommer vroegtydig waarsku. Kry vir jou pen en papier, daar gaan goed wees wat jy wil neerskryf. Ons praat oor die lewe van Sarah. Daar's baie dinge wat ek en jy met mekaar kan deel, maar daar's 3 groot konsepte wat ons nou gaan kyk. Kom ons kyk net eers na die Psalm wat saam met Gai Sarah gaan die parasha vir hierdie week. En dit is Tehillim 45 vir die musiekleier op die wysie van Lelies van die kinders van Korag, 'n onderwysing, 'n lied van die liefde. My hart word bewoe deur goeie woorde. Ek dra my gedigte voor aangaande 'n koning. My tong is die pen van 'n vaardige skrywer. U is veel skoner as die mensekinders. Genade is uitgestort op u lippe. Daarom het Jahwe u geseën vir ewig. Gord die swaard aan die heup, o held, u majesteit en u heerlikheid. Ja, u heerlikheid. Ry voorspoedig ter wille van waarheid en ootmoed en geregtigheid en laat u regterhand u vreeslike dinge leer. U pyle is skerp. Volke val onder u. Hulle tref in die hart van die koning se vyande. U troon, o Jahwe, is vir ewig en altyd. Die scepter van die koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid lief, u haat goddeloosheid. Daarom het, o Jahwe, u Elohim u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. Al u klere is mirre en alewee en kassie. Uit u voorpaleise maak snarespel u bly. Dogters van konings is onder u staatsdogters. Die koningin staan aan u regterhand in goud van Ofer. Hoor, o dogter, en kyk en neig u oor en vergeet die volk en die huis van die Vader. En as die koning u skoonheid begeer, want hy is u Heer, buig u dan voor hom neer. En o dogter van Tyrus, met geskenke sal hulle u guns soek, ja, die rykstes van die mense. Louter heerlikheid is die koning se dogter daar binne, van gouddraad is haar kleding. In veelkleurige gewade word sy na die koning gelei. Jonkvroue agter haar vriendinne word na u gebring. Hulle word gelei met vreugde en gejuig. Hulle gaan in die koning se paleis in. In die plek van die Vader sal u seuns wees. U sal hulle aanstel as vorste in u hele land. U naam wil ek vermeld van geslag tot geslag. Daarom sal die volke u loof vir ewig en vir altyd. Op my oor van geslag tot Van geslag tot geslag, ons praat oor geslagte. Gai Sarah bevat soveel inligting. Kom ons spring so dadelik weg. Jy gaan sien Gai Sarah, dit praat oor die lewe van Sarah. Mense wil amper dink, maar waarom praat jy van iemand, is dit nou soos 'n eulogy, soos wat hulle in Engels sal sê, so rou voordrag wat jy gaan doen. Ek dink dit spreek van veel meer as net dit. Gaia, né, die lewe, jy kan sien, daar's 'n get en 2 jods, 'n get, jod, jod, en dan Sarah, dis die shin, resh en die hy, en dit alles self, hou soveel in vir my en vir jou, maar ons weet, Vader het sy naam in haar geplaas. Hoe lyk ons leesgedeelte?
Ons weet hier gaan dit die lewe van Sara se nagedagtenis en dan nou 'n nageslag. Soos wat ons gesê het, die leesgedeeltes is uit die Torah uit Bereshit of dan nou Genesis 23 vers 1 tot hoofstuk 25 vers 18 en dan die Haftorah is Melekim Alef of 1 Konings 1 vers 1 tot 31. En uit die Brit Hadesha uit is Johanan of Johannes 4 vers 3 tot 14. Nou, hierdie parasha, gaan jy sien, handel vir ons hoofsaaklik oor die versekering van die land vir die nageslag. En ons praat ook heel wat oor die nageslag. En ek meen gepraat van hierdie nageslag. Kom ons kyk net gou-gou waar kom Abraham, Sara en Rivka vandaan. Hulle is after all die hoofkarakters van hierdie parasha wat Vader wil hê dat ek en jy vandag moet bestudeer. En jy kan sien as jy daarbo half links kyk, dan sien jy Abraham. En uit hom uit is Jitsak nou gebore, maar jy sien ook daar 'n bietjie van Abraham na die regterkant toe, dan sien jy is daar Nahor, en Nahor se seun was Bethuel, en uit Bethuel, hy is die vader van Rivka. En dit is ons 3 hoofkarakters vir hierdie week, vir hierdie parashas: Abraham, Sara en Rivka. Nou, ek gaan vir jou regtig, nie maak so wat ek altyd maak, ek gee vir jou die hele opsomming van elke alia nie, ek wil dit baie korter hou. Kom ek gee vir jou net die hoofgebeure in kort. Sara sterf op die ouderdom van 127 jaar, en dan kom Abraham en hy onderhandel, en hy koop die veld en begrawe Sara in Magpela, reg teenoor Mamre. Ek wil net vir jou sommer nou al klaar sê, weet jy, dit het so oor en oor op my geval, reg teenoor Mamre. Onthou julle het ons gepraat verlede week oor Mamre? Dan tweedens sien ons Abraham stuur sy knegt Eliezer om 'n geskikte vrou vir Jitsak, sy seun, te vind. Derdens, die knegt reis dan na Mesopotamië, daarna Nahor, en hy ontmoet vir Rivka. Dan sien ons Rivka vertrek om met Jitsak te gaan trou, en hy kry daardeur vertroosting oor die verlies van sy moeder Sarah. Ons sien ook uit hierdie parasha dat Abraham gaan weer trou met Keturah, en daar's nog 6 kinders op pad. Dan sterf hy, en ook hy word in Magpela begrawe, en dan sien ons die detail van Ismael en sy afstammelinge, en ook hy sterf. So hier's 'n paar karakters wat nou die laaste rukkie tevoorskyn gekom het, maar hulle beweeg nou aan. So ek wil nou vir jou weer eens sê, Shalom Alechem, Kehila Kedusha. Nou wat sê ek nou eintlik vir jou? Dit is so op my oorgeval, nee. Ons is 'n afgesonderde gemeenskap, ek en jy, wat vandag hier by mekaar is. So waarom groet ek jou so? Want ek wou gehad het jy moet sien dat Vader sien jou, my, ons, as sy afgesonderde gemeenskap wat by mekaar kom om saam sy woord te bestudeer, en dan ook saam te midrash oor die lering wat gebring word. Nou, ons mag 'n virtuele of 'n online, ek hou daai woord virtuele, hoor, maar nee, ek hou maar meer van die online woord, ons mag so 'n online vergadering wees, maar dit maak ons byeenkoms nie minder afgesonderd of iets minder wat in die teenwoordigheid van Vader is. Om die waarheid te sê, ek glo met my hele hart dat daar waar jy is, hy is daar, hy is by jou, hy is met jou, hy is reg gereed om jou te bedien met woord, om jou te bedien met dit wat jy nodig het. So kom ons kyk na hierdie blessing wat kom uit Korintiërs 13. Dis nou natuurlik 2 Korintiërs 13. Al die afgesonderdes groet julle. Die guns van die Meester, Yeshua die Messias, en die liefde van Elohim, en die gemeenskap van die afgesonderde Gees, sy met julle almal. So hierdie afgesonderde Gees, die Ruach HaKodesh is hier. Wees gereed. Kry jou pen en papier. Ek dink jy gaan dit regtig nodig hê vir hierdie. En kom ons spring weg met Gai Saira. Nou, ek gaan nou woorde gebruik, weet, my vrou het altyd ding om vir te sê, hoor jy, soos dit nou weer van jou regswoorde wat jy nou besig is om hierin te gooi, wat moet ek nou weet, wat beteken al hierdie goed? Maar ek gaan dit vir jou sê, en dan sal ek dit vir jou verduidelik. Ons praat hier van 'n tematiese paradoks. Die parasha begin met Sara se dood, maar dit fokus eerder op die dade wat die ewige lewe van die verbond gaan verseker. Jy gaan sien, daar's 3 sentrale regspilare waaroor hierdie hele parasha gaan, hoor. Eerstens gaan dit oor die beveiliging van die grond, Kinyan Haaretz, dit gaan oor grondverkryging. Jou tweede aspek gaan oor die beveiliging van die nageslag,
die kiddushin, die huwelikswet, met ander woorde, 'n huwelik moet nou plaasvind, en dan laastens, dan het jy beveiliging van die nalatenskap, Jerusha. Ek dink as jy net wil so 'n bietjie verder kyk, as jy sien Jerusha, Jerusalem, jy gaan sien daar's 'n behoort 'n koneksie te wees. So hierdie gaan oor die grond, oor die nageslag, oor die nalatenskap, die erfreg. Soos ek sê, die aanslag mag vir jou lyk na 'n akademiese aanslag, maar dis hoegenaamd nie dit nie. Ek wil vir jou uitlig hoe Abraham met Sara aan sy sy 'n regstelsel met regsbeginsels gevestig het en die etiek wat daarmee saamgaan. Want beide van hulle, Abraham en Sara, hulle is die koninkryk van Elohim bevorderaars, soos jy dit as een woord wil hê. Hulle is die koninkryk van Elohim bevorderaars. So wat is hierdie paradoks, né? Kom ons gee net vir jou eers die verduideliking daarvan vir die wat dit nie weet nie. Dis 'n verklaring van 'n situasie wat lyk asof dit in teenstelling is met mekaar, maar dit bevat waarheid. Weet dit soos byvoorbeeld as ek vir jou sê, om jou lewe te red, moet jy eers jou lewe verloor. Die punt is dit, die paradoks gaan jou dwing om dieper te kyk, want dit gaan 'n versteekte waarheid openbaar van iets wat eers voorheen teenstelling voorgekom het. Nou so praat hierdie parasha dan van die lewe van Sara, na haar dood. Dis nie teenoorgesteldes nie. Die dood en die lewe hier gaan jy sien is met mekaar verbind. Dit praat van die dood van 'n vrou, en tog gaan haar lewe nog vir baie lank daarna weer klink in verskeie generasies, self tot vandag. Ek meen, as jy net wil dink, jy weet, op 'n Shabbat, dan maak ons die blessing vir die vrouens, vir die dogters, mag Vader jou maak soos Sara, Rivka, Lea en Rachel, nee. So met ander woorde, dit kom van geslag na geslag na geslag. Ek probeer vir jou uitlig, hier is 'n Hebreëse ritme wat bestaan nie uit teenstellings nie. Eintlik as jy mooi gaan kyk, dan sien jy hoe harmoniseer dit alles met mekaar. Daar's 'n lewe wat pols deur hierdie finaliteit van die dood. Dit lei na hierdie 3 regspilare wat ek net vir jou voorgehou het, né? Die beveiliging van die grond, hulle noem dit die kavod ha'emet. Wanneer jy eer betoon aan iemand wat afsterf, dan giet my vrou, maar hoe werk hierdie storie? Bly by my. So kom ek gesê, kry pen en papier. Want weet jy, daar's iets, sy moet in die grond begrawe word. Stof moet na stof terugkeer, maar dit vestig 'n reg. Is nooit daaraan gedink nie, maar dit vestig 'n reg. Ons gaan meer kyk nou daarna. Die tweede punt het ons nou gesê, dit gaan oor die beveiliging van die nageslag deur die heilige afgesonderde proses van die keuse van 'n vrou, die shidduch, met ander woorde 'n huwelik. En dan die derde ene gaan dit mos nou oor die beveiliging van die erflating, net die nalatenskap van geslag tot geslag tot geslag. So, ons gaan vandag hulle een vir een bestudeer, dood eenvoudig deur die stem van Vader Jahweh se Torah self. Ons voeg niks by nie, ons neem niks weg nie, dit is so eenvoudig soos dit. Maar wat ons hieruit leer is dit, die titel is opsetlik en diepgaande. Die lewe van Sara, nee, Gai-Sera, is die wetlike en geestelike sekuriteit wat vir Abraham, of wat Abraham gebruik om vir sy gesin 'n toekoms te bied. So die eerste helfte handel oor die halachot, né, die uitvoering, of hoe mense ding doen, van die eiendom en die begrafnis. Jy praat daar van 'n kavura. Die tweede handel oor die huwelik, die kiddushim, en dan sien ons laastens gaan oor die nalatenskap. So die Hierse regstruktuur wat gevestig gaan word uit hierdie hele ding uit. En jy moet dit weet, want jy is deel daarvan. En as ons hier sê, 'n huwelik is ter sprake, ja, Sara was sy vrou, so dis sy bruid. Dis sy bruid, maar hier kom nog 'n nuwe bruid in. En nou kom 'n nuwe bruid, maar hy gebruik sy verbondsmoeder bruid, as ek so kan sê, as 'n voorbeeld vir die nageslag. Dit is amper soos wat hy sê, gaan kry van iets, Jitsak, 'n vrou, so Sara. Jy weet amper daai ding. Maar net voordat ons hier aangaan, ek wil net hier op my rekenaar oopgehou, net om hierdie ene vir jou te sê. Hou die hele tyd in gedagte dat Galasiërs 3 vers 29 sê, en as julle aan die Messias behoort, en jy behoort aan hom. Jy is hierop want jy behoort aan die Messias. Verseker, as jy nie daarvan seker is nie, moet jy agterna met my praat. Nee, ek is heeltemal bereid met jou daaroor te praat.
As jy aan die Messias behoort, dan is jy van die nageslag van Abraham. En volgens die belofte is jy erfgenaam. Hierdie gaan oor erflatings, hierdie gaan oor die voortsetting van 'n nageslag en jy is geroep om deel te vorm daarvan. So hierdie regstruktuur wat Abraham daar gevestig het, is op jou van toepassing. Kan nie daarby wegkom nie. So waarom tussen hierdie 3 temas? Ek gaan dit weer eens net vir 'n bietjie opbreek. Hier is nou 3 regspilare wat direk volg. As jy gaan dink verlede week, toe praat ons wel, ons het eintlik daaroor gepraat nie, maar jy moes kennis geneem het daarvan, want dit het gegaan oor die Akeida, die binding of die offer van Jeetsak en wat alles daar gebeur het. So jy gaan sien soos nou hierdie 3 temas. Jy sien die alias wat ons het, dit dien amper vir ons soos 'n natuurlike onderbreking tussen hierdie 3 regsfases. Alia 1 en 2 fokus op die kinyan, die verkryging van die grond. Sien jy nou duidelikheid gee daar. Die 2de tot die 5de alias fokus op die wette rondom die keuse van die verkryging van 'n vrou. Die alias 6 en 7 los die kwessie van erfenis, die Jerusha vir ons op. So jy gaan sien soos 'n heeltemal 'n strukturele analise wat 'n sleutel is vir my en jou wat tot die uitleg van gesaghebende regsbeginsels. Ek en jy moet kennis neem daarvan vandag. As jy sien en kan onthou wat gaan aan in Israel op hierdie huidige stadium en daar's voortdurend hierdie aanspraak op dit wat aan Abraham behoort. Ons sien dat Abraham se toets, sy geloof is behoorlik getoets, maar dit gee geboorte nie net aan iets wat 'n oorlewingsfase is nie, maar 'n kontinuïteit. Hy bou die toekoms, Sarah se lewe, jy weet, daarenteen, sy was ook sy gasvry, sagmoedig en so aan, maar sy was die huis van Israel. En hy wat Abraham is, hy bou die kontinuïteit in die huis wat Sarah gegee het. As jy sal onthou dat Chris het al hoeveel keer gesê dat die vrou is die huis, waarin die man bly. Ja, presies. Hier het jy 'n goeie voorbeeld daarvan. 'n absolute voorbeeld daarvan. So, dit is so belangrik dat die vrou in haar posisie is, maar dat die man haar ook sal eer in daai posisie. Wel, weet jy, ons kan maar net teruggaan daarna toe en vir mekaar sê, Efesiërs 5, bestudeer dit oor en oor en oor. As jy wil sien, daar's altyd mos daai meme dat die prentjie het van Jesus Sambreel en daar, jy weet, so op mekaar volg. Dus vrouens, wees onderdanig aan jou man, soos hy aan die Messias en soos hy aan die Vader. Dis jou goddelike orde, né? En die vrou kry die opdrag, vrouens, jy moet jou vrou en man respekteer. Maar die manne kry die opdrag, manne, julle moet julle vrouens lief hê. Kan jy sien? Hy het nodig om die vrou wat sy huis is, lief te hê en haar dienooreenkomstig te hanteer as die koning, priester en profeet van sy huis. Goed, kom ons gaan 'n bietjie verder met Bereshit 23. Nou gaan ons praat van die beveiliging van die ewige grond. Gee net vir my eers daai vers en dan gaan ek so 'n bietjie van 'n bespreking gee rondom dit. En die lewensdae van Sarah was 127 jaar. Dit was die lewensjare van Sarah. En Sarah het gesterf in Kiriat Arba. Dit is Hebron. Dis nou soos ons dit ken, Hebron, maar dis Hebron, in die land Kenan. Ag, en soos almal weet, ons het die voorreg gehad hierdie jaar om presies daarheen te gaan. En so hierdie is eintlik nogal meer lewendig vir ons, en omdat ons daar was, gesien het wat daar aangaan, wat ons beleef het, en so aan. Maar weet jy wat, hierdie hele storie, en Sarah het gesterf, dis amper soos, weet, dis doodstil, skielik hoor hierdie klank van 'n shofar, daar's 'n geklank in hierdie stilte, en dan word haar jare word dan so uitgespel. Nie, jy weet, 127, nie 120 nie, nie 130 nie. Jy kan sien die maat van haar lewensjare was presies uitgebeet. Letterlik, omdat nou daar waar sy begrawe gaan word, is dit oorkant, die grot kyk oor na Mamre toe. By Mamre het sy die meel uitgemeet vir daardie 3 melachim, daardie engele wat daar opgedaag het, wat Abraham toe moes nou ontvang het. Ons het daaroor in detail gepraat. En ons sien hierdie woorde tref ons eintlik hard, want sy wat Sarah is 127 jaar oud en nou verlaat sy die wêreld. Ja,
sy het 'n vol lewe gehad. Sy was getrou. En sy en Abraham, kan ek nou vir jou sê, het die pad met 'n ongekende felheid. Ek wil amper sê met 'n onverskrokkenheid, met 'n onvoorwaardelike toewyding aan Jahweh Elohim, met 'n vasberadenheid, het hulle dit aangepak, die twee van hulle. Onthou, sy was 'n spieël van Abraham gewees. So, Abraham staan dan op na nadat sy sterf, nadat hy gerou het, dan staan hy op van sy rou beklag oor Sarah, want dit is mos nou sy lewensmaat. En hy doen dit nie uit ontkenning uit nie, hy doen dit in 'n totale oomblik van waardigheid, van eerbetoning, né? En dis ook nie die einde nie, dis net 'n oorbrugging in Abraham leer. En ek wil ons hieruit leer. Want ek kan vir jou sê, daar's baie mense deesdae wat doeteenvoudig net 'n begrafnis agter die rug wil kry. Hier is belangrike beginsels wat moet plaasvind, jy begrawe jou dooies. En jy moet gaan kyk, wat is dit wat die vader, die Avi, né, Abraham gedoen het. Wat het hy gedoen om sy dooies te begrawe? Maar jy gaan sien, dit wat hy doen, gaan met hom gedoen word, gaan met Jitsak gedoen word, gaan met Rivka gedoen word, gaan met Jakob en Lea ook gedoen word. Die dood is 'n baie sacred ding in die Hebreëse denkwyse, in die Hebreëse denkraam. So, wanneer hy dan nou opstaan, hy wat Abraham is, hier van langs hierdie dooie liggaam, dan sien daar soos 'n klein, maar baie kragtige gebaar. Hy rou, maar hy kies om dit in waardigheid te doen. Dis wat ek en jy ook moet doen. Kom ons kyk na die mitzwa van begrafnis en dan ook die onderhandeling. Want jy gaan sien, Abraham neem 'n standpunt in. Hy wil nou 'n graf hê, nou gaan hy hierdie manne gaan besoek, dis die manne, die Hethiete, en hy gaan begin met 'n onderhandeling. So hy gaan aandring om hierdie familie te graf te koop, né? Dit is 'n Kefer Avot word hy op die ou einde genoem. Nou praat hy met hierdie manne, met hierdie Grieke. En dis wat die Hethiete is, hulle is Grieke. Hy praat met hulle en hy sê die volgende: Ek is 'n vreemdeling en bywoner onder julle. Gee my 'n graf as besetting by julle, dat ek my dode van my af weg kan begrawe. So in waardigheid nader hy hulle. Nou ek wil net vinnig, voordat ons nou aangaan met hierdie onderhandeling van hom, vir jou net daarop wys. Onthou nou, Abraham is met hierdie 10 toetse, is hy goed getoets, en dis gekoppel aan sy opdrag van Leg-Lega. Nee, jy die 10 toetse, die Nisaon, jy kan sien, hy word van Abraham na Abraham. Hier sien ons, heel eerstens, word hy beveel om sy land, sy mense en sy kultuur te verlaat. Nee, hy moet gaan na die beloofde land, die saak en die belofte van seun kom daar uit. Dan sien jy, daar's 'n hongersnood in Israel, en hy moet Mitzrayim toe gaan. Daar kom sy tweede toets. Dan sien ons, in Mitzrayim word sy vrou Sarah weggeneem. Nog steeds alles deel van die Leg-Lega, né? Dan sien jy, vierdens, terug in die land moet hy die 4 konings van Babel gaan beveg. En dan die 5de toets, hy word 'n kind beloof, maar hy moet wag. En so laat Sarah nou vir hom Hagar neem as 'n surrogaat. Dan gaan hy aan, hy is nou steeds by Leg-Lega, die 6de ene, hy besny homself. En dan spring dit oor na Vayera. Sarah word weggevoer deur Abimelech, die Kanaanitiese koning. En weer eens moet hy by daai punt kom waar hy vir Hagar uit die kamp uit gaan stuur. Ons het verlede week heel wat daaroor gepraat. En dan moet hy sy seun Ismael uit die kamp uit stuur. Kan jy sien wat al die toetse, dit waardeur hy gaan. En die laaste groot toets wat hy gehad het, was die Akeida, die binding van Jitsak. So, jy weet, wanneer hy die opdrag kry, wanneer jy die opdrag kry, Leg-Lega, weet net, dis nie 'n maklike opdrag nie. Weet net, daar gaan baie van jou geverg word. So, met al hierdie goed wat hy nou deurgegaan het, staan hy voor hierdie Grieke, hierdie Hethiete, en hy sê vir hulle, ek is 'n vreemdeling, ek is 'n ger toshav onder julle, ek is 'n vreemdeling en 'n sekulaar, omdat jy nou die paradoks waarvan ons net oor gepraat het, hy is nie een wat gehoor het Leg-Lega, en tog is hy nie een wat 'n huis klim nie. Wat hy wel soek is 'n plek van ewige rus. Hoekom? Jy gaan sien, hierdie graf wat hy wil koop, moet die eerste vashou plek, die vasstap plek gee, wat
wat hom sy reg gee in Eretz Israel. Nou Vader het gespreek, jy sal sien dan Bereshit 12:7 sê hy, aan jou en jou nageslag gee ek hierdie land, né? So hy gaan nie nou oorlog voer om dit te neem nie, hy gaan die grond inneem op grond van 'n verbond. So, weer eens, Vader het hom gesê, ek gee hierdie grond aan jou en jou nageslag. En jy sien, die liggaam moet in die grond ingaan. Dis hoe die stof, sy stof, die roots word gevestig. Weet jy, ek wil vir jou dit sê, toe ek nou by daai ding kom van, almal praat van, my, weet, die wortels, weet, gaan na die Hebreëse wortels toe, dit klink so slang, man. Ek wil 'n beter woord gehad het, wat vir my hierdie ding gaan, verduidelik. So kom ons kyk of ek dit kan doen. Sarah se liggaam moet in die grond ingaan. Dit gaan roots vestig. Jy gaan sien eers met Sarah, dan later gaan Abraham en Isak en Rivka en Jakob, hulle almal kom. Wat jy hier sien is Abraham soek 'n plek waar hy 'n permanentheid kan kry vir hierdie graf. Hy wil dit syne maak. Dit kan nie 'n ding wees wat net 'n tydelike plek is waar daar 'n graf kan wees wat dalk teruggevat kan word nie. Maar jy het vroeër vir my vertel van die kwessie van die elemente. Goed, terwyl jy dan dit vra, ja. Kyk, jy moet nou net een ding onthou. Die mens is aanvanklik geskep en bekleed met lig. Toe die mens gesondig en 'n liggaam, weet die liggaam gekry. Stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. So wat jy hier gaan sien is Sarah se stof gaan terugkeer, die liggaam, na die land toe, na die grond toe. Dit gaan ietsie begin vestig daar. Maar die ruach, die jou asem, gaan weer terug na Vader toe. Dis wat die wind. Met ander woorde, ja. So dit's, jy weet, stof word geskep deur earth, wind and fire. Dan het jy stof. Dan kan jy sien, dit is presies wat hier gaan gebeur. Okay, so, Abraham hoort in die land, hy's tuis in die land, maar nog steeds sien ons, na al hierdie tyd het hy nog steeds 'n journey, hy het nog steeds 'n reis wat hy moet volg. So, kom ons kyk verder na sy gesprek met hierdie Hethiete. En hy het met hulle gepraat en gesê, as julle dit goed vind dat ek my dode van my af weg begrawe, luister dan na my en doen vir my 'n goeie woord by Efron, die seun van Sogar, dat hy aan my gee die grond van Magpela, wat aan hom behoort, wat aan die einde van sy stuk grond lê. Laat hy dit vir die volle som aan my gee, dat ek 'n graf onder julle mag besit. En Efron het tussen die seun van Get gesit. Jy moet hierdie woordspelings en goeders moet jy mooi kyk, mooi nakyk en bekyk. Efron, die Getiet, sy naam beteken stof. Dun, stof. Verkoper van die aarde. Nou kom hy en hy's baie groothartig, hy bied vrylik aan. Ag, hoor ons my Heer, die veld is gegee, die grond is gegee. Gaan hierdie oor vrygewigheid of gaan dit oor bedrog? Kom ons kyk na die volgende gesprek tussen hulle. Jesus sê ons het gee, het ons net vir jou uitgelig. En Efron het tussen die seuns van Get gesit. Toe antwoord Efron die Getiet vir Abraham voor die ore van die seun van Get. Van almal wat in die poort van sy stad ingegaan het, nee my meester, luister na my. Die stuk grond gee ek aan u. Ook die grond wat daarin is, dit gee ek aan u. Voor die oor van die seuns van my volk gee ek dit aan u. Begraaf u dode. Daarna het Abraham hom voor die volk van die land neergebuig en met Efron gepraat voor die ore van die volk van die land. Ja, as dit u is, ag, luister na my. Ek gee die geld vir die stuk grond. Neem dit van my aan, dat ek my dode daar kan begrawe. En Efron het Abraham geantwoord en aan hom gesê, my meester, luister na my. 'n stuk land van 400 shekel silwer. Wat is dit tussen my en u? Begraaf maar u dode. Toe luister Abraham na Efron, en Abraham het aan Efron die geld afgeweeg, waarvan hy gepraat het voor die ore van die seuns van Get. 400 shekel silwer gang
waar by die koopman. So dan die stuk grond van Efron wat in Magpela teenoor Mamre lê, die stuk grond en die grot wat daarin is, en al die bome op die stuk grond, wat op die hele gebied rondom staan. Die eiendom van Abraham geword voor die oë van die seuns van Get, voor almal wat in die poort van sy stad ingegaan het. Daarna het Abraham toe sy vrou Sara begrawe in die grond van die stuk grond van Magpela, oostelijk van Mamre, dit is Gebron, in die land Kenaan. So is dan die stuk grond en die grot wat daarin was, deur die seuns van Get aan Abraham afgestaan, om dit as graf in eiendom te besit. Ja, klop die dinge wat ons daar gelees het. So jy gaan sien, in Hebreëse denk is grond nie net blote stof nie, dit is she'erit, dis Israel se nagedagtenis. Efron praat vir die volk, jy kan sien, maar Abraham weeg silwer af. 400 sikkels, jy kan sien, hy doen dit voor hulle oë. Nou, waarom betaal iemand wanneer dit vir hom verniet aangebied word? Jy sien, dit gaan baie oor die waardigheid. Die waardigheid vereis 'n transaksie. Baie keer wanneer jy 'n gratis geskenk kry, dan is daar onsigbare snare wat hierdie ding vashou, nee. Maar as jy dit koop, dit word joune, jy is die onbetwiste eienaar, dan sal daar duidelikheid wees. Daar sal nie later van tyd 'n hetitiese aanspraak op Abraham se dooies wees. Met ander woorde, wat soek hy? Die begrafnis hier leer ons, dus nou die kavod ha'emet is nie alleen 'n roubeklag nie, maar dit is 'n anker vir die nageslag van Abraham en is ook 'n nalatenskap. Jy sien in die Tanakh, dis die Ou Testament, kan jy sien dat grafte is altare. Soos byvoorbeeld Jakob se in Shechem, Josef se bene wat ook moet later teruggevat word. Nou sien ons Sarah se rusplek word nou bepaal vir in Kanaan, vir die lewendes. Vraag wat ek wil vra is dit. Ek wil net byvoeg dit wat jy nou daar sê, want dit is ook waar ons was, toe ons nou hierdie jaar in Israel was by Magpela, en wat ons daar ervaar het, en ek meen, ons is die lewendes, en hoeveel kom soontoe lewendes, wat kom put, wil ek amper sê, van hierdie materiaal. Ja, uit die Meriete, letterlik soos hulle dit noem, uit die Meriete, en ek dink ek begin daai beginsel meer verstaan, en ek dink Yeshua het ook daar die Meriete verstaan, geleef, die Meriete van die vaders en die Meriete van die matriarge, en so. So, hier kan jy sien, Abraham se aandring op die aankoop van die grond is 'n regsles. Hy betaal dit, sodat hy 'n onaantastbare, wettige titelakte kan kry, en dis die eerste stuk wat gekoop word in die beloofde land. So as hy dit as 'n geskenk aanvaar het, nee, met hierdie titel, jy weet nooit nie, hulle kan dalk later hierdie geskenk herroep, en met hierdie aankoop, nee, dis 'n kwessie van, daar's 'n titelakte, daar's 'n wet, dis nie welwillendheid nie, so hy het die wetlike grondslag vir die Joodse aanspraak op Hebron, dis wat hy het. So ek gaan weer sê, jy weet, dit gaan oor 'n koopprys, dit gaan oor 'n regsrekord. Ons sien dat is die transaksiebesonderhede uit 400 silwermunte. Jy kan gaan kyk wat beteken 400 eintlik alles daar. Daar's getuies, die hele transaksie word in openbaar uitgevoer in die teenwoordigheid van die seuns van Get, die Hetite, en dit voldoen aan die wetlike vereiste van getuies, die edim, met ander woorde, dis so publiek soos wat kan kom. Die punt is net wat ek hier wil maak, die doel van hierdie koop is om die mitzwa van Kevura. 'n begrafnis is 'n mitzwa, is 'n gebod, nee, om dit te vervul. En terselfdertyd, terwyl hy dan nou die mitzwa van 'n begrafnis vervul, kry hy ook 'n permanente wettige reg in die land. Jy kan sê, ja, my vader het hom gesê, dis sy grond, hy's besig om op daardie manier, nee, met daardie stof, sy aanspraak te bevestig, te anker. Dis presies wat hy daar doen. Vader het gesê, en hy het die eerste stap gaan doen. Hy het die eerste stap gaan doen. Ja. Vennootskap. Ja, en weet wat sê interessant ook daarvan is, daar is 'n klem op die volle geldeenheid.
Nee, dit is baie belangrik dat jy gaan kyk, hier is 'n transaksie, daar, maar ons praat net baie van die halaga, oor hoe ding gedoen moet word. Jy sien, daar's 'n volle geldeenheid, daar's 'n openbare getuienis, die betaalmetode, die waarde van die geldheid, die openbare aard van hierdie ooreenkoms, dit skep letterlik wat hulle in Hebreë sal noem, Kinyan, Keminach, Asogrim. Dit gaan oor die verkryging van die grond volgens 'n kommersiële praktyk. So, dis 'n model, dis 'n halagiese model vir eiendomsreg en vir burgerlike optrede met buitelandse nasies. So, hierdie is wettiglik verkry. Jy gaan sien, hierdie moet jy na kyk, jy moet gaan kyk na Dawid wat die dorpsboer van Ornan en Orona gekoop het, en ook die grond wat Jakob hulle gekoop het daar by Shechem. Daai drie, en jy sal sien, hulle gaan dit altyd in dispuut plaas, maar die Israeliete het die titel aktes daarvan. Interessant dat die akte van die aankoop van daardie grond is verseël deur die persoon van Mamre. Onthou is gesê is nie net die vlaktes van Mamre dat dit 'n plek is nie, maar ook 'n persoon. Mamre het 'n rol gespeel daarin. Ek wil sê, jy kan sê is die mediator van hierdie transaksie, en die hemel is ook die getuie daarvan as jy mooi gaan kyk na hoofstuk 23 vers 17 tot 18. En dan sien ons Abraham begrawe vir Sara in die dieptes van die grot, op die plek, oorkant waar hy voorheen die drie engele gasvryheid betoon het. Machpelah beteken dubbel, so dubbelgrot, né? Die lewe nie dood, daar is so in Engels sal sê appearing. Goed, so sy wortel nou eintlik, of sy anker nou die verbond met haar begrafnis daar. Dis die begin daarvan. Ek vir jou wys nou, en ek moet vir jou hierdie kommentaar maak. Hierdie foto kan jy sien is daar van die Olyfberg. Die Olyfberg is vol grafte. Die beginsel wat ek vir jou probeer tuisbring vandag is dit, met die mense met wie ons gepraat het daar, vir hulle is dit almal belangrik, dat hulle in die land begrawe word, dat dit hulle erfdeel is, dat dit hulle is die nageslag, hulle maak aanspraak daarop. Selfs diegene wat dan nou convert het, hulle doen dit, want hulle sê, ek wil in die land, wil ek my plek hê. Ek wil daar begrawe hê, ek wil daar wees, dis my nalatenskap. Ek is 'n Israeliet, hulle identifiseer met, ek is 'n Israeliet. So die hele kwessie van die grond is bitter belangrik. Nou gaan die storie verskuif, want ons het nou 'n eed en ons het nou 'n sending wat nou gaan gebeur. Skielik, hierso het jy 'n begrafnis gehad, maar lewe moet voortgaan, en daai lewe moet nou voortgaan na 'n huwelik toe. En dan sien ons die sending wat nou gaan kom, is Abraham ontbied sy oudste dienaar, dis Eliezer, en dis vir 'n baie kritieke missie om 'n vrou vir Jetsak te gaan vind. Hy is nie onduidelik in wat hy sê nie, ek hou dit dop, al kan Eliezer sekere goed sê, by Abraham is daar nie 'n plan B nie, net 'n plan A. Hou dop. Hy gee vir hom 'n verbod. Die diensknegt word streng beveel om nie 'n vrou uit Jetsak se plaaslike vir Jetsak uit die plaaslike Kanaanitiese vroue te neem nie. So jy sien, die begrafnis van Sara sluit amptelik die een era af, en nou moet hy begin met die volgende era. En dis die kern eintlik van die tweede alia, nee, is die wettige sending wat aan hierdie dienaar gegee word, en dit moet verseker word deur 'n heilige, afgesonderde eed, wat genoem word 'n shavua. Hy moet sy hand onder die heup plaas, praat dan 'n bietjie meer daaroor, maar dis 'n baie ernstige vorm van die eed in die Torah. Die dienaar, nee, hy verbind hom wetlik tot 'n absolute nakoming daarvan. Eintlik, waaroor gaan die verbod op die Kanaanitiese vrouens? Weereens, halagies gesproke, gaan dit daaroor om te verhoed, om 'n grens daar te stel van geestelike suiwerheid van die verbondsnageslag, en dit moet beskerm word. Dit moet beskerm word teen die bekende morele verdorwenheid van daai plaaslike kulture, soos wat ons nou in Parasha Vayera al klaar gesien het met iemand soos Hagar, né? Bereshit 24 vers 1, en Abraham was oud en ver op sy dae, en Jahwe het Abraham in alles geseën. Toe sê Abraham aan sy dienaar,
Die oudste van sy huis wat die opsig gehad het oor al sy goed, lê tog jou hand onder my heup, dat ek jou kan laat sweer by Jahwe, die Elohim van die hemel en die Elohim van die aarde, dat jy vir my seun geen vrou sal neem uit die dogters van die Kenaaniete onder wie ek woon nie, maar dat jy na my land en my familie sal gaan om vir my seun Isak 'n vrou te neem. Baie belangrik, baie belangrik. Jy sien, Abraham is gereed om die volgende stap te neem. Jy sien, hierdie dienaar is 'n vertroueling. Hy's 'n oudste in sy huishouding. Hy's 'n rentmeester van alles wat Abraham besit. Nee, wie is hierdie man? Eliezer van Damaskus, sê die Midrash vir ons. Is 'n man wat absoluut geskool is in die Torah. Hy's Abraham se getroue skaduwee. Die hele idee van die hand onder die heup plaas, tagas, yara, nee, is net so bindend soos die bloed van die Brit Milah, die besnydenis. So dis 'n baie gewigtige ding wat hier plaasvind, hoor. As jy daai eed neem, baie gewig. So, jy gaan sien, jy kry die betekenis hiervan in Bereshit 24, jy gaan hom ook later kry in Bereshit 47 vers 29, want jy moet sien in die Hebreëse denkvorm, veral in die antieke wêreld van daardie tyd, dra die handeling van om jou hand onder die dui te plaas tydens 'n eed, 'n baie groot, kragtige verbondsgewig. Eliezer word absoluut tot die Brit Milah van Abraham verbind. Dis as ons die twee nou saam verklaar. Hierdie missie, hierdie sending van jou, Eliezer, is baie groter as beide ons, beide ek en jy. Jy moet nou weet, hierdie hele konsep van die dui, hy plaas sy hand onder sy heup of onder sy dui, die woord jareg. Dis 'n eufemisme vir die voortplantingsorgaan. Dikwels word daar in die skrif gepraat van as die lendene, né? Jy kan maar kyk, Shemot 1 vers 5 praat ook daarvan. So deur hierdie gebied dan nou aan te raak, hierdie eedaflegger wat nou Eliezer is, in wese sweer hy by die bron van Abraham se nageslag, die saad wat Jahwe vir Abraham beloof het. So hy sweer by hierdie saad. Dis ernstig. Ek weet nie hoe ernstig ek dit vir jou nog kan maak nie. Dis 'n verskriklike ernstige eed hierdie.